Hallo, ek is Marius Gryiling vir Suidlanders Media. Soos almal weet, het Amerika en Israel oor die naweek begin om Iran aan te val. Daar is soveel verskillende punte om op te fokus rondom hierdie gebeure, maar ek wil vir nou eers net op een fokus. In hierdie aanvalle was Iran se supreme leader Ayatollah Ali Khamenei doodgemaak. Nou, wat maak hierdie persoon se dood so belangrik en wat is 'n Ayatollah? Die supreme leader en Ayatollah is soos die paus vir die Romeinse Katolieke Kerk. Hy is 'n geloofsleier vir die Sjiitiese moslems en volgens hulle is hy 'n direkte afstammeling van Mohammed. Daar is reg oor die wêreld fotos en standbeelde van hom in hulle moskeeë, werksplekke en huise. So hierdie was nie net 'n normale leier van 'n land wat gedood is nie. Boonop is sy dogter, sy skoonseun en sy kleinkind in hierdie aanval gedood. Die rooi vlag van wraak is oor die Jamakaran moskee in Iran gehys. Hierdie rooi vlag van wraak beteken dat hulle leier onregverdiglik vermoor was en dat hulle wraak sal uitdien aan enige iemand of land wat betrokke was hierby. Dit beteken dat meer as 200 miljoen Sjiitiese moslems reg oor die wêreld aangehits word om wraak te neem. Daar was al klaar 'n voorval in Texas by 'n kroeg waar 'n persoon ingeloop het met 'n vuurwapen en net begin losbrand het. Nou in Suid-Afrika was daar ook by baie moskeeë gedenkdienste gehou en van hulle het selfs 'n dreun-sang gesing van dood vir Israel, dood vir Amerika, dood vir Frankryk. Maar luister vir jouself. مرگ بر اسرائیل raise both hands مرگ بر اسرائیل stand مرگ بر اسرائیل everyone raise your hands مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا مرگ بر انگلیس مرگ بر فرانسه مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل الله اکبر الله اکبر. Hierdie is een van 'n paar waaroor Newsroom uitsendings gedoen het. Dan het die ANC en EFF ook in die media gesê dat hulle die aanvalle op Iran sterk veroordeel en nie saam met dit stem nie. Die EFF het ook gesê dat die mense van Israel nie moet moan wanneer hulle gebom raak nie, want hulle land het met hierdie oorlog begin. Hulle land se leiers is behep met volksmoord, apartheid en hulle is die aggressors. Ek wonder of dieselfde eendag vir die EFF gesê sal word. Onthou, julle was die aggressors en julle was behep met julle revolusie en volksmoordplanne. Nou ek is glad nie vir Iran en die Islam geloof nie, net so is ek ook nie vir Israel en hulle Zioniste nie. Maar ons moet hierdie wêreldgebeure noukeurig dophou, want dit skakel in by 'n groter prentjie van die een wêreldorde. Iran, Irak en die Midde-Ooste is van die lande wat glad nie wou gebyt het aan die digitale stelsels nie. Hulle beheer meer as 20% van die wêreld se olie en gas en is dus groot rolspelers op 'n ekonomiese vlak. Hoe maklik sal dit nou wees om 'n vals vlag aanvalle reg oor die wêreld te laat gebeur en blameer dit op hierdie Sjiitiese moslems wat wil wraak neem teenoor die Weste nie. Haal jou kompetisie uit wat in jou pad staan vir 'n groter planne. Maak hulle die wêreld se vyand met vals vlag aanvalle en verenig meeste mense op aarde. Die oliepryse en dus alle pryse styg die hoogte in en veroorsaak armoede in groot gedeeltes. Kos raak te duur en met 'n paar natuurrampe raak die kos dan ook sommer skaars. Die hongermense word verniet en salaris aangebied as jy jouself net laat chip en dis die oplossing sommer vir miljoene mense. You will own nothing and be happy, soos die elites nou al vir ons vertel het by die Wêreld Ekonomiese Forum. Nou as jy jou weer kon kry, dan bly jy in 'n 15 minute stad. Word gesê wat jy mag eet, drink, doen en sê.
Maar miskien vat ek hierdie dalk nou te ver. Al wat ek probeer oorbring is dat die hoofstroom media jou heuning rondom jou mond smeer en dat alle wêreldgebeure 'n groter rede agter dit het. Doen jou eie navorsing oor die een wêreldorde, die digitale idees en die geldstelsels en begin wonder hoe hulle hierdie planne gaan implementeer sodat almal dit met 'n glimlag sal wil doen. Lees jou Bybel en luister wat geprofeteer is oor die laaste dae en maak jou eie afleidings en gevolgtrekkings oor wat aan die gang is nou in die wêreld. As die olie, goud en silwerpryse jou baie interesseer en hoe dit ons wêreld gaan binnekort beïnvloed, gaan luister gerus na ons kenner op hierdie vlak, Simon Roche, ook op die Suidlanders Media kanaal. Mag jy 'n fantastiese, lekker en 'n geseënde dag hê. Tot volgende keer, mooi loop.